Jy weet, as 'n mens aftree, vir party mense is dit nou nogal 'n saak. Nie so maklik nie. Ek kry Ek kry nou dag die skoolpa van 'n vriend van my. Toe sê hy vir my, dit het hom 6 maande gevat om gewoon te raak aan sy aftrede. Hy sê wat hy het in 'n depressiewe toestand verval. Hy sê wat skielik was hy nêrens nodig nie. Hy het gevoel hy word nie meer gereken nie. Nou ja, dit is as mense daai gevoel begin kry, dan is dit nou, ja, dan ek hoop nie ek kry daai gevoel nie. Daar is baie mense wat vir jou al somewhere along the line laat voel het, ja, jy's oud en wat weet jy nou, né? Ek het paar keer in my lewe die afgelope paar jare daai ding beleef en dan sê ouers ook vir jou goeie soos, jy weet, wat nie vir jou lekker lê nie, maar wat vir jou baie duidelik laat verstaan, dat jy het eintlik nou nie 'n mening nie. Ons jonger generasie, ons sal nou besluit. Ons weet van beter, en ons weet nie altyd van beter nie, né? Maar in elk geval, so hy sê toe nou vir my, vra nou maar die normale ding, het jy 'n stokperdjie, het jy dit, het jy dat, en al sulke goeders. Ja, ek het baie stokperdjies, ek het projekte wat ek beloods, 2 konserte in Pretoria waarna ek verskriklik uitsien, so ek oefen nou weer verskriklik hard, oefen myself moeg, maar in elk geval, dit het my laat dink nou nogal, aan 'n situasie, wat ek op 'n stadium, wil ek amper sê, mee half oor my pad gekom het, sonder dat ek daarvoor gevra het. Hier naby ons, nou praat ek van die vroeë 90's, hier naby ons het 'n tannie gewoon, 'n tannie en 'n oom, en ek het eendag die artikeltjie gesien in die koerant, van die toekenning wat die man gekry het, maar dit het so half verbygegaan en ek het nou nie veel notisie geneem nie. Op daai stadium was ek nou 'n jong man, ek is pas 30 geword en ja, in daai tyd. En hier kyk toe die oproep van die tannie, sy sê maar haar man is oorlede en sy het gewonne vir die boedelstorie of ek nie vir haar net kan bystand lewer, net vir haar idee kan gee nie. Sy sê haar man het 'n vleuelklavier gehad en 'n viool. En die goed moet nou, dis nou boedelsgoed en hoe nou verder? Maar julle sal nou nie glo nie. Letterlik die Saterdag van tevore het hulle gepraat met 'n persoon wat by Unisa betrokke was, wat 'n viool restaurasie gedoen, 'n heel kundige man was, hy het met hom onderhoud gevoer en het sy telefoonnommer geskryf, en ek het dit, vroukie het dit neergeskryf, maar ons het ook 'n viool, mind you, hier in die huis, ek kan nog vir julle wys, is nie 'n Stradivarius nie, maar in elk geval, wil ek nie net kom nie, en kom kyk nie, nou so is ek en vroukie te nou daarheen, na die tannie toe, en mense, toe ek nou daar kom, toe stel ons nou voor, en sy is mevrou Oliver, eintlik Oliver, en mevrou Oliver, maar jy spel dit Olivier, maar wat toe nou uitkom is, die oom het vir jare in Engeland gebly, was eers getroud met 'n Engelse dame, en in Engeland was hy Oliver, Henry Oliver. Maar dit lyk nou geen klokkie nie, en so vra ek vir die dame, ek het toe nou die telefoonnommer saam, ek vra toe nou vir haar, hoorie, as sy nie omgee nie, kan ek net gou 'n telefoonoproep maak na die man met die viool, en dan wil ek op sê, laat ek net soort van die bal aan die rol kry, en wil ek op sê die stappe wat gedoen moet word, hoe gaan ons nou hierdie viool bekyk, en so aan.
Dit was nou nie 'n unieke viool nie, maar ja, ek wil nou mos nou my help. Sy sê nee, die telefoon is daar in die kantoor, ek moet nou maar so daar ingaan en sy vat my in en in geval, nou is ek op die foon. En terwyl ek op die foon is en praat met die man aan die ander kant, kyk ek hierdie mure en ek sien portrette en ek kyk, ek sien ons vir koningin Elisabeth, wat die hel doen sy daar? Maar in elk geval, nou kan ek nie lekker sien nie, maar so, en ek sien medaljes en ek sien sertifikate, en terwyl ek so praat, kyk ek om, en ek sien hier agter my in die boekrak is daar 'n boek, Damn It, soos vir dam dit op, nee, damn it, nie vir D-A-M-N-N, nie, damn it, Henry Oliver. En ek het my oproep gemaak en dit was klaar, maar ek besluit, ek wil nou eers elke bly die ding kyk wat hier teen hierdie mure is. En ek gaan daar waar ek vir die koningin gesien het. Wat sal ek sien? Daar is hy, kniel hy voor die koningin, swaard op die skouer, orde van St. George en St. Michael, aan hom toegeken. En ek gaan na die volgende van die goedes wat ek gekry het teen die mure, en natuurlik behalwe al sy grade en sy goede, wat hy nou wat daar in sy kantoor om hom gehang het. Brief van die Shah van Persië, die laaste Shah van Iran, en geteken, en waarin hy skryf van die dam, of die damme wat hy gekom bou het. Toe was die man hoofingenieur van die dam onder andere. En ek vat toe nou die boek, en ek begin daar blaai, mense, toe daai man was hy die hoofingenieur van damme, dwars oor die wêreld, in Indië, in Amerika, die Cahora Bassa dam ook. En ek sien die twee medaljes teen die muur, dit was net sulke, want dis groot goed, net sulke groot goed, twee van hulle. En dit is hier so aan hom toegeken hier in die 40e jare, middel 40 jare, 45, 46, 47, beste ingenieurstudent by die Universiteit van Kaapstad, nou die een medalje vir dit, en die een medalje, wat so is sulke pragtige goed, lieflike, silwer, echte silwer, swaar goede. En met so tonele maar dit is kunswerke, ek dink daai goedes moet van baie waarde wees, net die kunswaarde wil ek amper sê, van dit wat op die medaljes is. En in elk geval, ek gaan uit en ek vra toe vir die tannie om verskoning, dat ek nou so lank vertoef het daar, sy moet tog nou maar asseblief verskoon, maar ek sê te van, maar die oom moes 'n besonderse mens gewees het. Ja, sê sy, hy was, sy was natuurlik nou die tweede vrou, sy sê, hy was 'n besonderse mens. Hy is, toe kom het uit dat hy die jaar van tevore, voor hy oorlede is hy aangewys as man van die jaar van die internasionale vereniging van ingenieurs. En hy sit hier onderkant by in 'n huis, hy is afgetree, kom bly op Jeffreys Bay. En hy het al hierdie eerbetone en hierdie medaljes en, ek was so, ja, in 'n geval, maar toe vertel hy dan vir my vir die verhaal van die medaljes, hy sê, weet jy wat, op 'n stadium, jare van tevore, sy sê, dit was hier so in die 50er jare, dit is voordat hy Engeland toe is daar geingebreek by hulle huis, en die een medalje is Puga, is weg, Kubai. En sy sê, so die tyd aan, en hy het maar nou net die een medalje. En in elk geval, sy sê, en seker hier so in die laat 80e jare, en vroeg 90, sy sê, dit is so 2-3 jaar van tevore omtrent. Sy sê, kry hy enige oproep van 'n onderwyser uit die Kaap uit,
Nou die onderwyser was 'n wetenskaponderwyser daar by een van die skole van destyds, so een van die skole waar die bruin kindertjies in was. Dis nog in die ou stelsel. En hy het die dag die kinders see toe gevat en hulle gaan nou die see bestudeer. En hy sê, en daar kry hulle toe nou 'n groeisel, en ons sien uit die groeisel net so 'n riffie, silwer. En die kind het dit vir die onderwyser gebring, en hulle het dit nou, op 'n manier het hulle dit toe nou skoon gemaak, en hier kom die medalje uit. Toe is dit nou, deur al die jare wat dit nou in die see was, het dit nou toegegroei van seegoeders in elk geval. En hy besefte natuurlik, dit moet nou 'n gesteelde ding wees, en hoe maak nou? Sien dan toe nou UCT en die name also, en hulle het toe, hy het toe nou by die universiteit kontak gemaak, en die universiteit het hom nou uiteindelik op die Henry Olivier oom se spoor gebring, en die medalje terugbesorg. Daar hang die 2 medaljes. Besondere storie, net kan jy glo dat al die jare in die see, en 'n onderwyser wat sy kinders iets van die see wou geleer het. In elk geval, ek dink dit is 'n fantastiese storie. Maar so weet ek toe nou hierso tussen Jeffreys Bay en Ashton Bay. Daar's tussen Ashton Bay en Paradysstrand. Daar's is nou 'n soort van 'n oorgang. Maar die oorgang, man, dit is sommer 'n onwettige ding gewees. Iemand was nie lus gewees om buite om te ry nie, wat gebou het aan die ander kant, en hy het sommer 'n klomp rommel daar gegooi, en hy het so 'n makeshift pad daar gemaak. En toe het die ding was aanhoudend verstop, en aanhoudend, en was probleme, jy kan nie oor nie, want dit was nooit beplan gewees. En in elk geval, en juis op daai stadium was die causeway, soos ons nou maar sê, is die ding toe nou weer, dit werk nie, daar's nie 'n deurvloei nie. En dit het nou maar te doen met die gate en die goeders. In elk geval, toe sê ek vir die tannie, as die munisipaliteit geweet het van sy teenwoordigheid, is ek seker, hulle sou absoluut vir hom genader het, gesê, kom help ons, want jy weet iets wat ons nie weet nie, kom help ons. Sy sê, jy sal nie glo nie. So letterlik 'n jaar van tevore, jaar of 2 van tevore, het hy na die munisipaliteit toe gegaan. Nou, dis nou die dae nog voor 1994, toe munisipaliteite nog nie 'n politieke instelling was nie. Hy het na hulle toe gegaan, en vir hulle gesê, ek sal julle help, dan maak ons daai ding reg, sodat ons die probleem kan oplos. Ek sal julle help gratis. Julle betaal my niks nie, ek sal my kundigheid aanbied. Sy sê, en hulle het vir hom 'n koue skouer gegee. Mense, ek was uit die veld geslaan. Ek sê, dit kan mos nie wees nie. Hier sit hierdie man. Hy's hierdie top presteerder. Hy's hierdie man wat gelewer het, sy kant gebring het, dwars oor die wêreld. Hy's die internasionale man van die jaar, van die ingenieursvereniging, wêreldse ingenieursvereniging. En die munisipaliteit wil nie sy kundigheid gebruik, dit word gratis aangebied. En dit is my nogal laat dink, hoor. Daai storie het my altyd bygebly, en ek het by myself gedink, wees versigtig, voordat jy ouer persone afskryf, wat weet julle? Wees versigtig, voordat jy 'n mens wat afgetree is, en ek weet ek is nou afgetree, moet nou nie met my in die kop sit, terwyl ek nou vir julle hierdie storie vertel het. Maar moenie mense wat afgetree is, een kant te skryf en sê, jy het jou beurt gehad, ons het nou nie meer jou kennis nodig nie. Jy sal verbaas wees, hoeveel kennis by ouer mense is, mense wat nog vir jou kan bystaan, mense wat vir jou kundige raad en daad kan lewer. En nou wil ek vir die jonger mense sê, ouens, sit aan die knie van die ouer mense, luister, neem in, leer,
Jy boek kennis. Jy dink jy's die kat se snor, jy is gegradueer, jy weet alles. Nou ja, jy weet baie goed is. Maar ondervinding kom met jare. En ondervinding leer jy nie in boeke nie. So, hanteer ouer persone met respek. Hoekom? Jy kyk na kennis. Jy kyk na ervaring. Dis alles in 'n mens. Daai mens kan vir jou help. So, ja. Dit was 'n wonderlike les vir my om te leer. En ek het nog altyd baie keer by myself gedink, as ons net van hierdie ouer mense kan kry, ek weet baie van die mense wil nie meer nie, hulle voel hulle het hulle kant gebring also, maar daar is baie ouer persone wat regtig nog graag wil bystand lewe, wat vra net. Wurg die kundigheid uit. So, dit is my storie vir volgende. Kom ons probeer net gou hierdie ou pypie. Ek dink hierdie pypie is iewers verstop, want ek het my pyp aan skoonmaak is 'n bietjie vergeet. Maar kom ons probeer gou vir oulig en dan dis beter. Julle moet die dag geniet. Ons praat weer.